groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek hoop en ek vertrou dat dit goed gaan met elkeen van julle wat nou hierdie video kyk. Dit is 'n baie belangrike boodskap wat ek vanaand oor gaan lewer vir ieder en elkeen van julle. Ek wil net myself voorstel, dat is Jonathan van Miljoen, wat vanaand in hierdie oomblik op die 26 Augustus van 2026, 26 Augustus van 2026 met u wil gesels. Nou ja, kom ek spring maar weg. En kom ek begin maar met hierdie opname, met hierdie video en met die boodskap wat op my hart is, wat ek graag vir ieder en elkeen wil oorlewer. Is 'n baie ernstige boodskap. Dis 'n boodskap wat ek graag wil hê uit moet gaan in die wêreld, wat ek graag wil hê na mense moet gaan wat ongered is, en selfs mense wat klassifiseer as Christene, as kinders van die Here, om net seker te maak met hulle saak met die Here. Want dit is toch wat belangrik is. En voordat ek wegspring, wil ek graag eerstens begin en open met 'n gebed. As u dalk na hierdie video kyk, nou live, of na die tyd, kom ons bid net gou van onsself. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, dankie vir u goedheid en u guns, Here. Here, dankie vir u liefde, dankie vir u getrouheid, Here. Dankie vir u genade, Here. Here, dankie vir die boodskap wat ek oor kan lewer, Here. Dit is absoluut 'n voorreg, Here, om onder u teenwoordigheid te kan staan en u woord te kan oorlewer, Here, sodat mense die woord kan hoor eerstehands, ek, Here, en dan na mense wat nou die boodskap gaan luister, Here. Here, mag ek alleenlik spreek uit die troonkamer van u af, Here. Mag u die kolfeer van die altaar van u af op my lippe kom plaas, Here, sodat ek net sou spreek en sou sê dat die Gees van die Here wil sê, Here. Here, ek wil bid, Here, dat u elke oor wat geopend is, laat hulle dit sal hoor, Here. Elke oor wat open is, Here, dat hulle sal sien, Here. Dit wat u voorlê, dit wat u wil oorbring aan mense, Here. Here, dankie vir die voorreg om hierdie boodskap te kan lewer. En Here, mag daar verandering na hierdie boodskap kom. Nie net in ander mense se harte nie, maar eerstens in my hart, Here. Dat ek seker sou maak, en dat ons elkeen seker sou maak, dat ons saak is reg met die Here. Here, ek wil bid, Here, dat u ons sal vertroos en ons sal versterk met die Heilige Gees. En Here, dat u ons sal lei, Here, deur Gees en in deurwaarheid, Here. Here, ek wil bid, Here, dat u die oor sal neem, Here, dat ek niks uit myself het sal spreek, Here, maar alleenlik dit wat u wil hê ek moet spreek, Here. Gebruik my, plaas my in u mond, Here, in u hande, en gebruik my as 'n instrument, Here, sodat mense die woord kan hoor. En Here, ek wil ook sommer bid, Here, dat u die vyand sal afkeer, Here, dat geen werke van die bose mag die boodskap sal keer nie, Here. Maak nie saak wat gebeur nie, Here. Here, ek bid u salf en die seëning en die teenwoordigheid van die Heilige Gees oor hierdie boodskap, Here, dat die seëning op hierdie boodskap sal val, Here, dat mense hierdie boodskap sal luister, en Here, dat hulle selfs sal bekeer na die lewendige God van hemel en aarde toe, en Here, dat ons 'n lewe sal lewe wat u wil hê ons moet lewe. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Naam daarso vir elkeen wat live is, wat nou hierdie boodskap kyk. Hierdie boodskap kom eintlik deur 'n swaar hart, wat ek hierdie boodskap wil oorlewer. En hier sal sien, daar staan op die titel, dat die ernstigheid van die lewe, as ek dit nie mis het nie, of die ernstigheid van jou lewe. En dit is graag wat ek net eerstens wil voorlê, dat dit het my hartsnare vandag geruk om 'n slegte nuus te gehoor het van 'n ou skoolvriend wat sy afsterwe gister plaasgevind het, of gisterand plaasgevind het. En dit het my net weer eens laat besef dat hoe kort hierdie lewe is, hoe fragile jou lewe is. En mense sê dat lewe is nie in jou hande nie. Ek wil vir jou sê dat lewe is in God se hande. God gee lewe, maar ek wil vir jou sê dat lewe kan ook in jou hande lê. Jy kan jou eie lewe neem. Jy kan self dinge veroorsaak wat jou lewe kan neem. En ek wil nie hierby stil staan en hier op hamer nie, maar ek wil net die ernstigheid van die saak uitbring, dat
dat jou lewe, my lewe is baie fragile en wat ek en jy maak, die keuses wat ons neem, kan veroorsaak dat ons voor ons tyd kan sterwe. Die Bybel sê dit dat jy en ek kan voor ons tyd sterwe. En ek wil dit graag in hierdie oomblik die vrees van God in ieder en elkeen vanaand kom plaas en deur om dit te doen, wil ek u help en u net die boodskap oorlewer en sodat u die ernstigheid van u lewe kan sien, nie net die lewe op aarde nie, maar die lewe in die hiernamaals. En ek wil met ons graag open met uit 2 Korintiërs 5 vers 11 wat my punt en my boodskap sal staaf van dit wat ek wil sê is, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. So hierby vra ek dat die boodskap wat ek vanaand oorlewer, dat dit in u gewete geopenbaar sal word, dat die vrees van God aan u geopenbaar kan word, sodat u wys en insig kan kry in hierdie lewe, om 'n keuse te kan neem, kies die lewe of die dood, maar ek stel voor, kies eerder die lewe, soos wat die woord van die Here ook staaf. Ek wil vir u sê dat lewe is baie fragile. Lewe is kort. Lewe kan in enige oomblik van jou weggeneem word. In 'n besluit, en wat ook al gebeur. Baie kere is dit nie ons eie besluite nie, maar dinge gebeur in die lewe en ons sterwe. En ek wil vir jou vra, ek wil vir u vra en vir myself vra, maar as ek tot sterwe kom, waar gaan ek my oë oopmaak? Waar gaan ek my oë oopmaak? Waar gaan u oë oopmaak? En ek wil hê dat ons hierdie punt van hierdie saak ernstig sal opneem. Want as jy sterwe, is dit verby. Jy is in die ewigheid en jy kan nooit weer terugkom en dinge regmaak en in die regte lewe of in die regte rigting ingaan. Die keuse wat jy neem hier op die aarde gaan veroorsaak waar jy en ek in die ewige lewe sal opeindig en sal tot 'n ewigheid ingaan. Wanneer jy tot sterwe kom, is dit finaal en verby. Dit is nie soos wat die Rooms-Katolieke sê, van die leersakkie, van 'n geldjie wat jy ingooi, en dan red jy die persoon se siel nie. Nee, ek wil vir jou sê, die besluit wat jy nou maak, gaan veroorsaak waar jy in ewigheid gaan spandeer. En ek het so na matriek en so met tyd en wyl het ek 'n gedagte gekry van, nou is ons klaar met skool en nou gebeur die lewe. Wie gaan die eerste persoon wees uit ons vriendegroep of uit ons graadgroep met wie ek saam groot geword het in die skool? Wie gaan die eerste persoon wees wat sy oë gaan toemaak? En dit is nie om te dink van, ek spreek dood oor iemand nie, nee, dis op die punt van, wie gaan eers sterwe? Wie ek persoonlik ken, wie gaan eers sterwe, wat saam met my op skool was? En dit was toe hierdie geliefde vriend, wat natuurlik gesterf het, nou gaan nie sy naam noem nie, ek wil nie sy naam nou noem nie, maar die wat natuurlik my volg en die wat natuurlik gesien het op my tyd, sal weet van wie ek praat. En mense wat natuurlik saam op skool was, sal weet van wie ek praat. En as die enige skoolvriend, 'n ou skoolvriend, na hierdie video kyk, wat my herken in hierdie video, ek wil vir jou sê, Jesus het jou lief. 'n jollery en al hierdie dinge en 'n jollery en 'n gedrinkery en 'n gehorerery en al hierdie dinge gaan jou nie bevredig nie. En die wat op die laaste dag eksamen saam met my geskryf het, sal weet ek het 'n boodskap gelewer van 'n appel wat sonder 'n stronk is en 'n appel wat met 'n stronk is. 'n Appel sonder die stronk kan jy vul en jy kan vul en jy kan vul. Net soos wat jy wil, jy kan hom vul met wat ook al jy wil.
Maar as hy stronk nie daar is nie, het hy sy swakheid of sy sterkheid verloor. En hy het swakheid in sy lewe, in sy wese. En ek het natuurlik 'n sterk ouetjie wat baie fris is, opgeroep in die verhoog en vir hom gevra, druk hierdie appel, wat sonder 'n stronk is, en hy het die appel gedruk, en die appel het gebreek. Sien, ek en jy kan ons lewe vul met allerhande dinge. Ons kan deur dinge gegaan het in die lewe wat ons seer maak, en ons try allerhande dinge te doen om ons te vul, om daai gevoel wat ons het, te bevredig en ons te versterk. Maar dan kom die lewe en dan kom die dood. En hy druk ons neer. En ons is nie gevul nie, en ons breek. Maar daardie appel met die stronk, met dieselfde jong sterk man wat hom gedruk het, kon hom nie gebreek het nie. Ek wil vir jou sê dat die appel sonder die stronk verteenwoordig ek en jy sonder die Here Jesus Christus, sonder die Heilige Gees. Wanneer die lewe kom, wanneer dinge kom, wanneer die sorge van die lewe kom, wanneer die finansies wat in die dak opstyg kom, wanneer inflasie styg, wanneer al hierdie dinge gebeur, wanneer het voel asof die hel los is. En ek en jy is sonder die Here Jesus Christus, gaan ons breek en gaan ons knak. Maar as ons die appel vat met die stronk verteenwoordig Jesus Christus, dieselfde sorge van die lewe kom, die drukking kom, die seer kom, die pyn kom, die hartseer kom. Maar wanneer ek en jy Jesus Christus in ons wese het, en na dieselfde drukking kom, sal ons staande bly. Ja, ons sal dalk miskien val, soos wat die woord van die Here sê. Maar die skrifvers, ek ken hom nie lekker uit my kop uit nie, maar hy kom met na my gedagte van, hou dit aan, want because joy is in the morning. 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. Ek wil vir u vra, wat se appel is u? Is hierdie appel met of sonder die stronk? Is jy, is ek, met of sonder Jesus Christus? En ek het daardie gedagte gehad van, wie gaan die eerste persoon wees, en nie om te kyk, wie gaan eers dood gaan, en wie gaan tweede dood, en wie gaan derde dood, en nee. Maar het was maar net 'n gedagte van, wie is volgende? Wie gaan eers sterwe? Maar as daardie persoon eers gesterwe het, wie is volgende? Is ek dalk volgende? Is daardie kus wat vanaand gemaak word, dalk vir my bedoel, dalk vir u bedoel? Ek wil vir u vra, as jy oor vanaand toe gaan maak, waar gaan jy jou oop maak? Want in dieselfde skrifgedeelte, in 2 Korintiërs 5, sê dit wat om aanwesig, of afwesig te wees van hierdie lewe, van hierdie liggaam, is om aanwesig te wees by die Here. En om aanwesig te wees by die Here, beteken nie noodwendig dat jy by die regterstoel gaan staan nie, maar dit kan nog wees dat jy by die wittroon oordeel van God kan staan. En as jy vanaand onder die skaal of onder die weegskaal van God geplaas gaan word, wat gaan God van jou sê? Gaan hy vir jou sê, wel gedaan, my getroue diensknegt? Of gaan hy vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie? Ek dink dis die harde woorde wat ons kan hoor van hierdie liefdevolle God, wat sy lewe gegee het, deur sy seun Jesus Christus aan 'n kruis te laat sterf. Om te hoor, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Jy vanaand jou oë gaan toemaak in hierdie lewe, waar gaan jy jou oë oopmaak?
Dis 'n ernstige saak, wat ons vir onsself elke oomblik, elke sekond moet vra. Want die lewe is so fragile. Dis net 'n voetstap verkeerd. Dis net iets wat ons lewe kan neem. Dis net in 'n sekonde wat ons nie meer hier op die aarde kan wees nie. Het sy dit van 'n hartaanval in? Het sy dit is van 'n ongeluk? Het sy dit van wat ook al mag sy gebeur? Maar waar gaan ek en jy ons so hoop maak? Waar? As jy nou hierdie video kyk, jy sê maar ek weet nie, as ek vandaan tot sterwe kom, jy sê ek weet nie, waar ek my oë gaan oopmaak nie. Of as jy nou vir my sê dat, as ek my oë wel gaan toemaak, en oop gaan maak, gaan ek myself bevind in die hel. Wil ek vir jou vra, en ek wil net weer eens in die skrifgedeelte net vir ons lees, wat ek vroeër gekwoteer het, uit 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. My doel van hierdie video vandag is om ieder en elkeen te oortuig van die vrees en die liefde van God vir jou en vir my. Hy het dit bewys aan die kruis van Golgotha. Maar ek en jy het vanaand die besluit om Jesus Christus aan te neem as ons redder, verlosser en saligmaker. Ek en jy het vanaand daardie besluit om Jesus weg te skei en te sê, Jesus, ek het U nie nodig nie. Maar as jy vanaand na hierdie live kyk en jy weet jou saak is nie reg met die Here nie, of jy weet dalk jou saak is reg met die Here, maar jy wil net seker maak, wil ek vra, neem Jesus Christus aan as jou redder, verlosser en saligmaker. En ek gaan 'n gebed doen nou in 'n oomlikse tyd, wat jy net agterna kan bid, om jy net te lei, om die hart en die lewe vir die Here Jesus Christus te gee. Hulle noem dit die sondagsgebed, maar ek like dit nie om dit te sê nie, want ek like meer om te sê dat dit is jou reddingsgebed. Maar die gebed in sigself kan jou nie red nie. Hierdie woorde wat ek gesê het, kan jou nie red nie. Al wat jou kan red, is geloof in die Here Jesus Christus. Om hom aan te neem as jou redder, verlosser en saligmaker. Maak nie saak wat die koste van die prys is nie. Jou siel is meer werd as enige prys op hierdie aarde. Jou siel, ek herhaal weer, jou siel is meer werd as enige iets anderste as op hierdie aarde. Ek kan nie onthou wie dit was nie, maar ek dink dit was Petrus, as my gedagtes my nie steek laat nie, wat in 'n stad gekom het, wat towerry gebeur het, en ek weet, mense kan, as om Tommy hulle na hierdie video kyk, soos ek kan sien, as jy my dalk miskien net reg kan help, wie dit presies was, maar ek dink dit is Petrus of Paulus, ek is nie 100% seker nie, wat in 'n stad gekom het, wat towerry gebeur het, en hulle sê, laat ek dit net reg kwoteer, ek wil dit net reg sê, maar hulle sê, hulle het al die boeke, al hulle heksery boeke, en al hulle towerkunsboeke, en so aan, het hulle gebring, en hulle het dit gebrand. Ek kan nie onthou wat is die waarde van daardie boeke nie, maar ek weet dit was 'n baie groot waarde. Ek wil vir jou sê, jou siel is nie werd aan enige iets, aan enige materialisme, aan enige gevoel en 'n gedagte wat jy het nie. Jou siel is nie meer werd as jou gesondheid.
Jou siel is nie meer werd as wat ook al jy bereik in hierdie lewe nie. Of dinge is nie meer werd as jou siel nie. Sorry as ek het verkeerd gesê. Jou siel is meer werd as enigiets in hierdie lewe en bo alles. Soos jy vanaand seker wil maak, jou saak is reg met die Here. Of as jy sê, ek het 'n verhouding met die Here, maar jy wil net seker maak dat jou saak is reg met die Here. Of as jy sê, jy is verlore, as jy nou moet sterwe gaan jy die ewige lewe in die hel. Kan ek gou vinnig hier kyk. Wil ek net graag vir ieder en elkeen net vra om, skies vir daai, vra om net saam met my in die gebed te bid. Here, die gebed alleenlik red jou nie. Dis slegs jou geloof in die Here Jesus Christus. Die gebed is maar net om u te lei, om seker te maak dat u die regte leiding, as ek het so kan stel, kan hê tot redding. Maar die redding lê in Jesus Christus en hom as gekruisigde. So kom ons bid gou vandag saam. Sê agter my aan. Vader, ek erken ek is 'n sondaar. Here, ek erken ek het 'n redder nodig. Here, daai redder is Jesus Christus. Here, ek vra, Here, dat u my sondes sal kom wegwas. Here, dat u my genadig sal wees en my 'n nuwe lewe gee, Here. 'n nuwe lewe in Christus wat vir my gesterf het in die kruis. Daarom, Here, ek bely met my mond en ek glo met my hart dat Jesus Christus die Seun van God is en aan die regterkant of aan die regterhand van God die Vader sit. Here Jesus, was my skoon met die kosbare bloed wat u gestort het op Golgotha. Here, ek bely van nou af deur die krag en deur die leiding van die Heilige Gees dat ek nou 'n kind van God is. Heilige Gees, vul my, lei my in die volle waarheid soos u aangestel is om te doen. Dankie, Here, dat ek kan weet volgens die belofte van die woord in 2 Korintiërs 5 dat kyk, alles het nuut geword. Alles is verby, die ou dinge is verby, en wat ek nou lewe in die vlees, lewe ek tot eer en verheerliking van Christus Jesus. Daarom vra ek, Here, dat u my krag sal gee deur die Heilige Gees en deur u woord, Here, om my fokus te hou op die pad wat na die lewe toe lei. Dankie, Here Jesus, vir u kosbare bloed. En dankie, Here, vir u genade. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Soos jy na hierdie video gekyk het en jy het hierdie gebed gebid, wil ek graag vra, kontak my gerus. Nie om enigiets te win. Ek win niks uit. Ek win niks uit hierdie uit nie. Dis jy wat 'n verlore siel was. Dis jy wat dalk miskien afvallig geraak het, wat in hierdie saak win. Om seker te maak, jou saak is reg met die Here. Want môreoggend is miskien beloof nie.
As jy jou oë vanaand gaan toemaak, as jy in die ewige lewe, niks wat jy ooit sal doen, kan jou terugbring na hierdie dag, dat jy die genade, roepstem van God gehoor het nie. Ek wil seker maak, en ek wil jy moet seker maak, jou saak is reg met die Here, ongeag van die prys. Mag die Here elkeen seën en kontak my gerus op 065 902 3244. Dit is Jonathan van Miljoen wat met ieder en elkeen gesels. Mag die Here met elkeen wees en ek wil vra, like en share hierdie video, nie vir my om likes op te bou nie, maar net sodat dit uit kan kom, want hoe meer likes iets kry, hoe verder versprei dit, sodat mense die roepstem van God kan hoor. Dit is waaroor dit gaan alleenlik oor Jesus Christus en hom as gekruisigde. Niks wat ek kan doen, sal goed genoeg wees nie my morele standaarde nie, maar slegs dit wat Jesus Christus aan die kruis vir my en vir jou betaal het. Maar ja mense, mag hierdie video elkeen seën, mag u daaruit win, en mag die Here met elkeen wees, mag sy genade met elkeen wees, en ek pleit die kosbare naam van Jesus Christus, en sy kosbare bloed oor elkeen van julle, sodat julle gered kan word, en sodat julle gereinig kan word, deur sy kosbare bloed. Ek bid dit oor elkeen van julle, in Jesus naam. Amen.